Hallo maats, ek wil vandag vir julle lees uit Handelinge 10 vanaf vers 1. Die opskrif hierso is Kornelius se visioen. In Caesarea het daar 'n man gebly met die naam Kornelius. Hy was die bevelvoerder van die Italiaanse regiment wat daar gestasioneer was. Hy was 'n goeie mens. Kornelius en almal in sy huis het groot respek vir God gehad. Sy hand was altyd oop vir ander mense wat swaar gekry het. Hy het ook baie tyd aan gebed afgestaan. Een middag teen 3 uur, terwyl Kornelius besig was om te bid, het hy 'n visioen gehad. 'n Engel van die Here het na hom toe gekom en gesê: "Kornelius." Kornelius het baie groot geskrik. Hy het die engel aangestaar en gesê: "Wat is dit, meneer?" "God het jou gebede gehoor," het die engel geantwoord. "Al die goeie dinge wat jy vir die armes doen, het hy ook raak gesien. En daarom wil hy hê dat jy 'n paar manne Joppe toe moet stuur. Daar bly 'n man met die naam Simon. Hy word ook Petrus genoem. Jy moet hom laat haal. Hy bly daar by Simeon, wat leergoedere verkoop in 'n huis teen die see." Nadat die engel vertrek het, het Kornelius 2 van sy huiswerkers en 'n soldaat wat ook godsdienstig was laat haal. Hy het vir hulle alles vertel wat gebeur het en hulle Joppe toe gestuur. Vers 9. Petrus sien ook 'n visioen. Die volgende dag, terwyl hierdie 3 mans op pad was Joppe toe, het Petrus so teen 12 uur die middag op die dak van die huis waar hy gebly het geklim om te bid. En nadat Petrus 'n ruk lank gebid het, het hy honger geword. Hy wou iets te ete gaan kry, maar die vroue was nog nie klaar met die middagete nie. Toe het hy skielik 'n visioen gesien. Reg voor sy oë het die hemel oopgegaan en iets soos 'n laken wat aan sy 4 hoeke vasgemaak is, het tot op die grond voor hom afgesak. Binne-in was allerlei soorte diere en ook 'n klomp reptiele en voëls. 'n Stem het vir hom gesê: "Staan nader, Petrus, en begin 'n slag en eet." "Oor my dooie liggaam, ek sal nooit so iets doen, Here," het hy geantwoord. "Ek het nog nooit iets in my lewe geëet wat in Moses se wet as onrein beskou word nie." Die stem het weer 'n keer met Petrus gepraat. "As God sê dat jy iets kan eet, mag jy dit maar doen. Dan mag jy nie sê dit is onrein nie." Dit het 3 maal gebeur. En toe is die laken weer teruggevat in die hemel in. Okay maats, nou nadat ons hierdie teks gelees het, kom ons bring dit gou 'n bietjie in perspektief. Of kom ons gaan kyk gou wat beteken dit vir ons in vandag se tyd. Right, eerstens, ons moet onthou dat hierdie gebeure speel af na Jesus se kruisiging. Dit gebeur in Handelinge 10, soos ons nou gelees het, en Petrus is die einste Petrus wat vir Jesus eintlik al 3 keer verloon het. Goed, so hy bly by 'n ou met die naam Simeon, wat daar by Joppe gebly het. Nou Joppe en hier van waar Kornelius gebly het, was baie ver uit mekaar uit. In daai tyd was dit so 2 dae se stap of te perd wat hulle gery het. Goed, dan aan die ander kant weer Kornelius was hy die bevelvoerder gewees. Hy was in beheer van 'n leermag. Hy was een van die Romeinse soldate. Kom ons sê hy dalk 'n aandeel gehad met Jesus se kruisiging. Ons weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie, maar aan die ander kant weer hy was 'n weermagssoldaat gewees. So hy het tot bekering gekom na Jesus se kruisiging, na dit wat gebeur het in Jerusalem. Het hy tot bekering gekom en hy het gaan bid op hierdie spesifieke dag en hy het hierdie visioen gehad. Nou 'n visioen is amper soos 'n droom of iets wat jy sien, maar jy's wakker, om dit nou 'n perspektief vir julle te kan sit. Goed, so hy het hierdie beeld gehad dat hy na Petrus toe moes gaan wat in Joppe was. Gelukkig is hy 'n kind van die Here gewees en hy het geluister en hy het mense gestuur daarna toe. Aan die ander kant weer het Petrus ook 'n droom gehad van 'n laken wat oopgemaak word met 'n klomp verskillende kos op of diere wat geslag moet word en die Here gee hom die opdrag: "Eet dit." Nou hoekom dit so verskriklik is en hoekom dit aangehaal word, is in daai tyd het hulle nog steeds by Moses se gebruike wat in die Ou Testament was. In die ou gedeelte van die Bybel het hulle glad nie diere geëet wat hulle nie geoffer het aan die Here nie. So dit was glad nie soos varke, diere wat vuil was of wat in modder rondgerol het en sulke goeters nie. En reptiele en snaakse hoenders en sulke goed het hulle glad nie geëet nie, omdat dit vir hulle voorgeskryf was in Moses se wette. So wat die Here eintlik hier kom doen is, hy het gesê, ek het opgevaar na die hemel, ek het vir jou sondes gesterf, so dit wat jy eet, gaan nie vir jou 'n kind van my maak of nie. Dit is wat in jou hart aangaan. En ek dink dit is wat die hele teksgedeelte hieroor gegaan het, is wat in jou hart aangaan.
En ons gaan in die volgende gedeelte gaan ons bietjie verder lees oor wat het verder gebeur met Cornelius en Petrus nadat hulle mekaar toe fisies ontmoet het. Right, so vandag, die samevatting dan, is Cornelius was die Italiaanse hoof van die Romeinse leer in Caesarea. Hy het die Joodse geloof aangeneem. So ons kan ons plakke daar inplak by nommer 6.1, soos die foto wat ek nou hier vir julle wys. Sy opdrag was dat hy 'n engel gekry het om 'n man met die naam Simeon, Petrus in Joppe te behaal. Plak gou daar vir ons 6.2. Petrus was in Joppe by Simeon die leerlooier sy huis besig om te bid. En soos ons gesê het, hy het 'n visioen gehad van 'n laken wat neerdaal uit die hemel. Binne-in was allerlei soogdiere, reptiele en voëls. En die stem het vir hom gesê, slag en eet. Right, jy kan nou plakker nommer 6.3 plak. Nooit! Petrus sou nooit kos eet wat volgens die Joodse wette onrein was nie. Maar die stem het gesê, as God sê die kos is rein, mag jy dit eet. En moet jy nie sien dit as onrein nie. Dit het 3 maal gebeur en toe is die laken weer opgeneem in die hemel. Net soos ons teksvers het gesê het. Goed, so die feit dat Petrus hom begin losmaak het van die Joodse wette, dui vir ons iets dat dit belangrik is. Miskien was dit dat hy hom losgemaak het van hierdie reëls en dat sy geloof in Jesus is die enigste ding wat hom kom red. So as gevolg van hierdie wette oor kos was dit baie moeilik vir die Jode om ook by nie-Jode te gaan kuier nie. Dit het ook gegaan oor hulle taal, hulle ekonomiese posisie, hulle geleerdheid, hulle godsdienstige oortuigings en sulke goeders. En dan 'n laaste vraagie, dink julle dit was vir Petrus maklik om van hierdie ou tradisies ontslae te raak? Ek dink nie so nie. Die Here moes dan nou 3 maal vir hom die boodskap gee voordat hy dit eers verstaan het. En eers daarna sou hy met sy dade wys dat hy werklik God se boodskap ter harte geneem het. En dit is waarna toe ons beweeg, want in die volgende gedeelte, les 7, het hy besluit om nou te gaan na hierdie Romeinse soldaat toe. So hy het wegbeweeg, kom ons sê uit sy comfort zone uit, en hy het uitgereik na iemand wat na hom toe ook uitgereik het. Goed maats, dit is die samevatting van hierdie les. Gaan lees lekker saam met mamma en pappa dit weer verder vanaand, en sterkte met die lockdown.